Goeiemôre, welkom by vandag se oggenddiens. Dit is my gebed dat hierdie boodskap vandag vir jou 'n groot seën sal wees. Deur hierdie YouTube kanaal het God vir ons 'n geleentheid gegee om al meer as 10 miljoen kykers met ons Afrikaanse boodskappe te bereik. En ons glo, dis nog net die begin. Jy kan help om die woord van God verder te versprei deur hierdie boodskap te deel met vriende, familie wat jy weet vandag die woord van God nodig het. Besoek gerus raymondlomba.com vir meer video's, artikels en boeke wat jou in jou geloof kan versterk. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou lewe verryk in Jesus Christus, ons Here. Amen. So vriende, kom ons lees saam in Lukas hoofstuk 20, né? En op een van die dae, terwyl hy besig was om die volk in die tempel te leer en die evangelie te verkondig, kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes saam met die ouderlinge by hom staan. En hulle spreek met hom en sê: "Vertel ons deur watter gesag u hierdie dinge doen? Of wie is dit wat u hierdie gesag gegee het?" En hy antwoord en sê vir hulle: "Ek sal ook een ding vra. Sê vir my, die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit mense?" Toe het hulle onder mekaar geredeneer en gesê: "As ons sê uit die hemel, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? En as ons sê uit mense, sal die volk ons stenig, want hulle is daarvan oortuig dat Johannes 'n profeet is." Hulle antwoord dat hulle nie weet waarvandaan nie. En Jesus sê vir hulle: "Dan vertel ek julle ook nie deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie." Dit is 'n baie aangrypende gedeelte, want ek bedoel, ons is in die boek Lukas sterk op pad na waar Jesus verraai word, verloon word en gekruisig gaan word. En wat hulle nou doen is, want hier het nou iets baie treffend gebeur. Julle ken mos nou die storielyn. Hoe Jesus van Galilea gekom het af teen die Jordaanrivier tot by Jerigo, wat die wonderwerke wat daar gebeur het binne en buite die stad, en hoe hy daar op is en oor die Olyfberg gekom het met sy triomfantelike intog. En nou gaan hy mos nou in die tempel en hy keer die tafels om. Onthou julle wat daar alles gebeur het? En al die dinge wat Jesus daar aan hulle gedoen het. En nou sê die teks, op een van die dae, want nou is Jesus in Jerusalem, en nou leer hy die volk daar in die tempel, daar in die voorhof van die heidene. Hy maak dit nou sy preekstoel, soos ek gesê het. En natuurlik wat hulle nou wil doen is, hulle wil Jesus diskrediteer. En om dit te doen, gaan hulle begin met 'n ding van: waar is u geloofsbriewe? Ander woorde, wie gee vir u die gesag om te doen wat u doen? Hoe kan u kom in hierdie plek van ons en kom doen wat u hier doen? So nou die druk begin nou opbou teen Jesus. Baie duidelik. Want hulle het nou iets in gedagte. En die gedagte wat hulle het is, hulle wil op Jesus druk sit dat hy iets gaan sê of iets doen wat hom gaan diskrediteer. Dit is so goed dat die geestelike leiers vir hom sê: "Wie gee u die reg om te doen wat u doen?" Dis 'n absolute aanval op die Here. Ek meen om te sê, Jesus se intog in Jerusalem was tog gegrond op 2 absolute landmerke van autoriteit. Die feit dat hy volgens die profesie van Sagaria gaan sit op die vel van 'n esel en die mense het gesing en geskreeu Hosanna aan die koning, en hy ry triomfantelik daar en is die groot oorwinnaar, gaan hy af by die Olyfberg na die stad Jerusalem toe, en die skare jubel en juig en gooi hulle klere op die pad, en die mense is tog te dankbaar. En toe stap hy nog al die tempel in, reguit tempel toe, en hy reinig die tempel van al die onheiligheid wat in die tempel aangaan. So hierdie 2 optredes van Jesus wat so pas plaasgevind het, dit noop hulle om iets te doen. Dit kan nie
ongesiens by hulle verbygaan nie. Ek bedoel, want die valkoë van die Fariseërs en Sadduseërs hou Jesus baie fyn dop. En nou het hy so beheer oorgeneem by die tempelarea, by die hof van die heidene, hy maak dit sy plek van prediking nou. Hy is nou in die huis van sy vader. En hy gaan preek. En dis wat hy doen. En die Bybel sê, hy was besig om twee dinge te doen. Hy gee lering, wat beteken hy lê die wet en die profete uit. En die tweede ding wat hy doen is, en hy die evangelie verkondig, sê vers 1. So hy preek die goeie nuus van die koninkryk. Dis hoe hy begin het. Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So, Jesus is besig om die goeie nuus van die komende koninkryk van God te verkondig. Plus, hy lê hulle skrifte uit die wet en die profete, antwoord hulle vra, en hy preek en bedien, en het ons gesien, hy maak siekes gesond, blindes en dowes en krepeles, almal kom na hom toe, en hy doen al hierdie wonderwerke daar by die tempelarea. En ek bedoel, wat hy eintlik doen is, vir die besoekers in Jerusalem, wat kom vir die Pasgafees, en die inwoners van Jerusalem, die mense wat daar bly, hulle almal het hierdie verwagting van, wanneer gaan die Messias kom, want Johannes het gesê, dat die Messias se koms is op hande, dis kom Johannes gedoop het. So as Messias het die stad binne gekom, as die gesalfde van God. As Messias het die tempel ingegaan en die tempel gereinig. En as Messias gee hy nou leringe, want die profesie van Jesaja 35 sê, die Messias sal kom en hy sal die evangelie verkondig, hy gaan 'n goeie boodskap bring aan die eenvoudiges en die behoeftiges en die armes. En so, hulle het nou geen keuse nie. Die situasie het nou 'n punt bereik waar hulle moet optree. Ek bedoel, as hulle enigstens hulle sout werd is, hierdie Joodse offisiële autoriteite, veral die hoofraad, die Sanhedrin van die the Council of 70 of 71, daar's tot vandag toe nie duidelikheid was hulle 70 of 71. Dis nie so belangrik nie, maar dit is soveel hulle was. Die owerpriesters, die skrifgeleerdes en die ouderlinge maak hierdie getal op. En dis wat hier staan. Die owerpriesters kom na hom toe, die skrifgeleerdes kom met die ouderlinge. In ander woorde, die Joodse hoofraad, die Sanhedrin, maak hulle opwagting. En almal weet, everybody has entered here. They in the house. Die groot manne het gekom. Hulle stap almal uit tempelarea gebied in, waar Jesus is. En hulle konfronteer hom, en hulle vra vir hom. Twee vrae. Hulle wil hom weet, vertel ons, deur watter gesag doen jy hierdie dinge? Kyk wat doen jy, jy gooi al die goed hier om in die tempel, wie dink jy is hy? En wie het jy af al die gesag gegee om so te kom preek hierso? Nou natuurlik, die plek waar Jesus bedien, was eintlik gereserveer vir geordende rabbies. Hulle deur die leerstoel gekom van die Sanhedrin. Hulle laat hulle toe. En Jesus is nie deur die Sanhedrin georden nie. Hy kom nie deur hulle skool nie. Hulle het nie vir hom die reg gegee om in die tempel te kom leer nie. Wie dink hy is hy? So, want deur sy optrede bring hy nou die hele Joodse sisteem van die Sanhedrin in die Joodse volkslewe in die gedrang. Eintlik, hy daag hulle uit. Deur sy optrede vir hulle is dit in hulle gesig 'n uitdaging deur Jesus se optrede. En Jesus weet presies wat hy doen. En hulle kan nie bekostig om die situasie so te laat nie. Dit kan nie so bly voortduur nie. So die aanval begin. Want jy sien, die area waar hulle Jesus konfronteer, is nie daar in Galilea nie. Is nie daar by die see van Galilea of hier onder by die dooie see iewers in Qumram nie. Nee, of daar by Jerigo nie. Nee. Hulle konfronteer hom in die hof van die heidene. Die hof van die heidene is 'n groot area. Dit beslaan 33 akker. Nou 33 akker, as jy dit gaan uitwerk, werk jy so 133.000 vierkante meter. As ek nou 'n huis
my huis wat ek eens gehad het, die boonde tuig wat ek al lankal nie meer het nie, verkoop het baie jare terug. Hy was net, sy erf was klein, is maar 780 vierkante meter. Nou, ek weet nie hoe groot is jou huiserf, maar baie van die erwe hier sal wees 800, 900 of 1000 of 1200 vierkante meter. Nou, baie van die huis hier om ons kan gemaklik 800 tot 1200 vierkante meter wees, die grootte van die erf. So 4 sulke erwe maak 1 akker dan op, wat dan beteken, jy praat eintlik in totaal, dit is die oppervlak is so groot soos, ek vat 130 huise se erwe, en ek sit dit so by mekaar in 'n blok. Dit is 'n groot area, is 'n groot stuk area daar. So hou in gedagte, hierdie plek, waar hierdie dinge plaasgevind het, dit was eintlik die Sanhedrin se magsbasis. Dit was hulle magsbasis. Dit is asof Jesus kom in die hart van hulle magsbasis. Hy gaan reguit na die hart van waar hulle mag gesentreer is. En in sy optrede tree hy as Messias op. So 2 vrae word aan hom gestel. Deur watter gesag doen hy hierdie dinge wat hy doen? En wie het hierdie gesag gegee om te leer wat hy leer? Want eintlik agter die 2 vrae, die werklike rede is, watter gesag en autoriteit het agter u geskuil toe u daar gekom het, oor so triomfantlik met daai eseltjie daar oor die berg. En die mense so uitroep, hy is die koning. En dat u instap, en hier waar ons magsbasis is, kom tafels omkeer, mense wegjaag. Wie gee u die reg? Ek wil, hy is mos nou in die hart van hulle magsbasis. Ek bedoel, as jy na die Joodse godsdienst gaan kyk het, van Jesus se dag, gedelegeerde gesag en autoriteit, was 'n groot pilaar in die Joodse volkslewe en Joodse stelsel. En Jesus as ware, deur sy optrede, hy daag dit uit, volgens hulle. So wie is hierdie man Jesus, wat dink wie hy is, wat hy sulke dinge doen? En hulle hoop nou, toe hulle nou hierdie 2 vrae na hom gooi, dat hulle 'n manier sal vind, om Jesus te laat iets erken, wat hom sal diskrediteer in al die oë van al hierdie mense wat hier om hom is. Want hulle moet hierdie ding moet hulle nou breek. Hulle moet van Jesus ontslaa raak, dit kan nie so voortduur nie. En Jesus natuurlik, toe hy 2 vrae vra, hy sien die vangstrik, en absoluut, met briljantheid, absoluut briljant, uitoorlê hy hulle, deur 'n teenvraag te vra. Nou eintlik 'n goeie rabbi sal weet baie keer om 'n vraag met 'n teenvraag te antwoord. So hy vra sy teenvraag. En so hier sy vraag. Hy sê vir hulle: "Julle vra my 'n ding, ek sal julle een ding vra. Sê vir my. Die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit die mense? Antwoord my." Hulle het ons vir Jesus gevra, "Waar kom u gesag vandaan?" Wat? Nou vra hy vir hulle, "So, waar kom Johannes se gesag vandaan, wat gedoen het wat hy gedoen het daar by die Jordaanrivier? Vertel my." Dis 'n goeie vraag. Brilliant. Hoe sou dit ooit kon dink? En die leiers, hulle het nou 'n dilemma wat hulle nie voorsien het nie. En die dilemma is, Johannes die Doper, hy was in die oë van die volk, om die minste te sê, hy was 'n hero. Ek bedoel, daai man met die kameelkleedtande wat die sprinkane eet en daar in die woestyn gebly. Kyk, almal het geweet hy's 'n profeet. Ek bedoel, daar word vertel deur Josefus die geskiedskrywer dat daar tussen 250 en 300 000 mense deur hom gedoop in die Jordaan. Die meeste van die mense van Jerusalem in elk geval. Met belydenis van hulle sonde. Maar is nogal aangrypend dat Lukas 7 sê in vers 29 en 30. En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, toe Jesus sê Johannes is die grootste profeet van die hele Ou Testament. Jesus het dit gesê van Johannes. Nadat Johannes hom gedoop het, toe vertel Jesus van Johannes. Toe die mense, die Bybel sê, toe die mense dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes.
toe stroom hulle in hulle duisende na Johannes toe en sê, doop ons, doop ons. Maar die Fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp, deur hulle nie deur hom te laat doop nie. Hulle is halstarrig, hulle skop vas, hulle weier. Hulle het dit nie gedoen nie. So nou vra Jesus vir hierdie mense wat weier om hulle te laat doop. Hy sê bietjie vir my, julle wil weet waar kom my gesag vandaan? Daai man wat so gedoop het, waar kom sy gesag vandaan? Vertel my bietjie. Woe! As hulle sê dis uit die hemel, dan gaan Jesus sê, hoekom het julle laat doop nie? Ander woorde, julle leef van julle sondes, want hulle het gedoen met belydenis van sondes. Uit hulle in 'n hoek, dan moet hulle almal erken, hierdie hele Sanhedrin, ons almal sondaars. They'll never do that. Daar's nie 'n manier nie. Dan moet hulle erken, hulle is almal 'n klomp sondaars. They will never do that. Want in Johannes nog al het gesê, toe hy Jesus sien, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is God se lam, en die lam is nou hier by die tempel. Hy het van Jesus gepraat. Daar's nie 'n manier wat hierdie verharde Fariseërs en Sadduseërs en owerpriesters en skrifgeleerdes sal erken dat Jesus die Messias is nie. Hy het nie deur hulle ranks gekom nie. Wat jy sê, uit die hemel beteken van God. So wat Jesus eintlik vir hulle vra is, was Johannes se doop van God, op bevel van God die profeet? Hulle sal dit nooit erken nie, want as hulle sê ja, as hulle sê dit is so, as hulle sê, nou kan julle nie doop nie. Wat gaan met julle? As hulle sê uit die mense, hulle kan dit nie doen nie, want almal weet dat Johannes is 'n profeet. Net dan word ons gestenig. Kan nie dit doen nie. So nou is die situasie omgekeer. Die geestelike leiers is nou in 'n hoek geverf. Al wat vir hulle oorbly is 'n derde opsie. Hulle kan nie sê ja nie, hulle kan nie sê nee nie. Wie wat sê hulle? Wat is jou ander opsies? Jy kan sê ja of nee nie, wat sê jy? Ek weet nie. Dis wat hulle sê. Ons weet nie waar vandaan nie. Hou hulle stupid. Hulle vat die derde opsie. Ons weet nie waar dit vandaan is nie. So in hulle onwilligheid om Jesus se vraag reguit te antwoord en 'n eerlike antwoord te gee, deur net te sê ons pleit onkunde, ons weet nie. Deur so te antwoord, maak hulle enige verdere gesprek op Jesus se vraag onmoontlik. Jesus kan nie met hulle verder nie. As hulle sê ja, kon Jesus met hulle praat. As hulle sê nee, kon Jesus verder praat. Toe hulle sê ons weet nie, hulle maak die gesprek onmoontlik vir Jesus. Toe sê Jesus, wel in daai geval, skaakmat. Dan vertel ek ook vir julle waar kry ek my gesag nie. Dat julle maar huis toe gaan. Skaakmat. Dan vertel ek julle nie deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Gaan maar huis toe, kerels. Jy sien my vriende, kom ons wees eerlik vandag. Ons word ook met die waarheid gekonfronteer. Wat ek verduidelik. Die waarheid vra altyd vir aksie. As jy die waarheid hoor, moet jy reageer. Die waarheid pleit altyd en vra aksie. So, as jy die evangelie van Jesus Christus gehoor het, gaan dit mos eendag teen jou getuig as jy dit ignoreer, verwerp, minag, vermy of probeer sy stap. Jy kan dit doen. Maar niemand wat die evangelie gehoor het, sal ontkom nie. Want jy het dit gehoor. Jy weet wat die waarheid is. En om volstruis te speel en jou kop in die grond te druk,
gaan mos nie deug nie. En te sê maar jy sien nie. Jy het gesien, jy het gehoor. Ek bedoel, jy kan sien hier in Markus 16, jy kan hoor. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Die goeie nuus. Dis toe hy uit die doodheid opgestaan het. Want die goeie nuus is, ek het vir die wêreld se sondes aan die kruis gesterf, bekering en vergewing van sondes kan verkondig word, en as mense hulle bekeer, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En op die koop toe, die groot opdrag, Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So, die vraag is nie vandag, luister jy na Johannes die Doper nie. Die vraag is nie, luister jy na Daniel, luister jy na Moses, die man van God, of na Abraham nie. My vraag is, luister ek en jy na Jesus? Want toe hy gedoop is en hy kom uit die water uit op, toe sê die Vader uit die hemel, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. Sê die Here op 'n ander geleentheid, op die berg van verheerliking. Dis my geliefde seun. Hy sê vir die disippels, luister na hom. Toe Moses en Elia op die berg was, in Matteus 10 en in soortgelyke plekke. Dis my seun, luister na hom. So wat sê Jesus? Gaan die wêreld in, verkondig die evangelie, as iemand hom bekeer het, jy glo in my, laat jou doop. Laat jou doop. As jy dit wil minag, as jy dit wil sy stap, as jy jou verskonings wil opdis, die een wat van die Vader kom, die Bybel sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En almal wat hom aangeneem het, hy mag gee om kinders van God te word, want die woord is die lig wat in hierdie wêreld sou kom. So, dis wat dit my en jou nou bring. Aanvaar ons Jesus se gesag was uit die hemel, ja of nee? Het ek iemand hoor sê ek weet nie? Het ek iemand hoor sê ek weet nie waar sy gesag vandaan kom? Hierdie man wat blindes laat sien en dowes laat hoor en sê iemand ek weet nie? Jy sal nie waag nie. Is dit van God? Kinders van die Here sal onmiddellik sê, ja. Die ateïs, die sondaar of die ongeredde of die een wat wil waag, hy sal miskien sê, ek weet nie of nee, dit is nie so nie. Wel, jy kan dit daarmee maak wat jy wil, die waarheid gaan terugkom na jou. Want jy sien, Jesus se woorde was in Lukas, toe hy gesê daar in hoofstuk 24 vers 46, hier is die ding. En hy sê vir hulle, soos dit geskryf, en so moes die Christus ly, op die 3 uit die doodheid opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En ek sê vandag vir jy die waarheid gehoor. Jy kan met die waarheid maak wat jy wil, maar die waarheid sal jy toe terugkom eendag. Skaakmat. As jy een keer die volle waarheid gehoor het, is dit skaakmat. Jy sal moet oorgee. Daai koning, wanneer ons by skaakmat kom, ek het as jong seun, ek was verskriklik lief om skaak te speel. En die meeste van julle wat skaak speel, sal mens weet waarvan ek praat. En daai triek van as 'n ou slaap, dan vang ek jou met 4 skywe wat ek jou skaakmat. En ek het baie ouens so gevang voordat hulle dit geleer het. Ek kan jou met 4 skywe op die bord kan ek jou skaakmat as ons begin. Okay, jy het al jou goedes reg, jou perde staan en jou biskoppe staan, jou koningin is op haar plek en die koning is daar en al jou soldate daarvoor en almal is reg. En ek kan jou uithaal in 4 skywe as jy nie wakker genoeg is nie, right? Maar nou is die ding. Die oomblik as ek jou skaakmat het, wat moet jy doen? Die koning in jou hart, jouself, maak plek vir 'n ander koning, vir koning Jesus. Ek dink is die wonderlikste ding wanneer Jesus iemand skaakmat het.
Want jy gee oor. Jy kan oorgee en hy gee vir jou nuwe lewe. Daar's mense as hulle skaakmat verloor was hulle doodgemaak. Daar's mense as hulle geskaakmat is dan het hulle alles verloor wat hulle besit het. Ek wil vir jou iets sê. Het jy jou bekeer deur jou sondes te bely aan jou Here en Saligmaker? Het jy dit gedoen? En dan het ek 'n tweede vraag. Raai wat gaan ek nou vir jou vra? En het jy hom gehoorsaam deur jou te laat dood? Maar ek het 'n derde vraag as 'n laaste vraag. Ek het nog een vraag. Want die teks stop nie daar. Die teks sê, maak disippels, hulle kom tot bekering, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderrig. Ander woorde, nou moet jy die pad stap as sy disipel. Julle het gesien op die video's dat selfs in die dood word Christene geminag en verag. Die aarde is hulle nie eers waardig. Hulle glo die aarde spoeg hulle uit. Laat staan nog die mens. Die grond wil hulle nie eens hê nie. Die Bybel sê ons is vreemdelinge en bywoners as Christene op die aarde. Ons is pelgrims, reisigers. Dit is nie ons plek nie. Ons plek is in die hemel, ons is 'n nuwe vaderland. Ons op pad soontoe, wat ons koning wag vir ons. Hulle kan hom niks doen, ons broer wat hulle daar rondgesleep het nie. Hulle kan al kap hulle sy liggaam op. Hulle kan niks meer aan hom doen nie. Jesus sê, moenie vrees vir hulle wat jou liggaam kan doodmaak en nog daarna met jou liggaam doen wat hulle wil nie. Hy sê, maar vrees God, wat jou liggaam en jou siel in die hel kan verderwe. Vrees hom. Vrees hom. Kom ons bid saam. Dierbare Here, Here Jesus, ons weet dat U is die Seun van God. En die woord sê, wie anders het die wêreld oorwin? In Johannes 5, as dat hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Dit het die wêreld oorwin. Dit het die mense oorwin. Selfs daai mense wat soos diere te kere gaan, wat gil en skree en jil, en wat lyke uit grond uithaal en rondsleep. Here, wat maak dit saak? As ons weet dat ons broer is veilig by U. Stof is jy, en as stof sal jy eendag terugkeer. God het vir ons 'n opdrag. As jy wil gered word, bekeer jou en laat jou doop. En neem dan jou kruis op en volg my elke dag van jou lewe. Volg my. Verloon jouself. Om kruis op te neem, verloon jouself. En volg my. Dit is ons lewe, Here. Om U te gehoorsaam en U te volg. Mag U naam in ons lewe, in hierdie gemeente en almal wat my aanhoor, se lewe verheerlik word. Ons bid dit om Jesus lieflike naams ontwil. En al die kinders van die Here sê